Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op finansies. Lekker leer, lekker luister. Wat is hy die beste geluid? Ek gaan so lekker. Ja, kan hoor. Pew, pew. Pew, pew. Pew, pew. Pew, pew. Pew, pew. Ai, shame. Ek gaan trauma verhoor. Ja, ek sê, hy gaan dit embrace, man. Pew, Pew boervin Pew. Pew, van of ek speel nie. Pew van. Ons laat jou belegging die hoogte inskiet. Ons help jou loods. Ja, en vlieg. ek like it. Ek like alles van dit. Baie Ek gaan dit myne maak. Ons het rekord gedruk, hoor. Okay. Ek sal na die tyd gaan luister en dan al hierdie goeie idees gebruik. Gepraat van goeie idees, kom ek vertel julle 'n goue storie. Dis 'n nuwe angle. Hierdie jong laaitjie wat net uit skool is, kry 'n werk as 'n intern by 'n baie smart company en hy loop nou, hy weet nie eintlik wat om te doen nie, en hy loop hy daar so rond, maar hy admireer hierdie maatskappy. Kyk, hulle het die mooiste, duurste meubels, daar's honderde mense wat daar werk. Dis net soos die droom maatskappy om te hê. En eendag kry die geleentheid, die CEO van die maatskappy loop al verby, en hy gaan nou sy geleentheid vat, en hy sê vir die CEO van die maatskappy, hy sê, "Skus tog meneer, kan ek jou gou vinnig ietsie vra?" En hy sê toe vir hom, "Ja, seker, vra." Hy sê, hoe het hierdie alles gebeur? Hoe het jy hierdie maatskappy bymekaar gesit? Hy sê, weet jy wat, toe ek so oud soos jy was jonk getroud, geen werk of geen geld gehad nie. Ek het net R5 gehad. Ek vat toe daai R5 en ek gaan koop vir my 'n rooi appel. En ek polish daai appel vir ure lank en ek gaan verkoop hom vir R10. Ek vat toe daai R10 en ek gaan koop 2 rooi appels en ek polish daai en ek gaan verkoop daai 2 appels vir R10 elk en ek het so toe ek nou R20. En die laaitjie sê, okay, so ek kry dit, so jy die hele tyd geherinvest tot jy genoeg geld gehad het. Hy sê, nee, dit sou te lank gevat het, my skoonpa doodgegaan toe erf ek hierdie company. En nou sit ek al boon polies nog steeds appel. maar in elk geval. Dankie vir jou eerlikheid. So vandag wil ek weer so klein bietjie van 'n interaktiewe sessie maak, soos wat ons laasweek, ek nogal daarvan gehou dit laasweek uitgewerk het. So vandag wat ek bietjie oor wil praat. Hy delegeer die onderhoud, dis ek sê al met tyd. Ja, kaas waar. Ek fasiliteer. Jy fasiliteer. Is die topic go? En dan sal ek net soos 'n slotsom gee. Kom ek van dankie, ek gaan alles saamvat. So waar ek vandag bietjie wil praat is, waar moet mense fokus wees om te skuif van self-employed na business owner? En wat is die mindset wat mens moet hê om daai tipe skuif te maak? Dit is die rede waarom ek
dit gekies het om bietjie oor te gesels, is dit is iets wat my baie gereeld konfronteer en dag tot dag se besluite wat ek moet neem, in wat se twee van daai kategorieë wil ek speel. Van die low hanging fruit is gewoonlik om self-employed te wees. Dit is waar ek die vinnigste return on investment kan kry. So byvoorbeeld in laat ek dit net so bietjie opsom die rigting waarmee ek gaan. So in my industrie, in my besigheid, is die maklikste manier en die vinnigste manier om iets te maak of vorentoe te beweeg, is om kliënte te gaan soek. Ek kan kliënte kry, ek kan die kliënte help en ek voel ek is relatief goed daarin om dit te doen en dan daaruit kan ek 'n relatiewe gemaklike lewe maak. Maar dan is ek self-employed en dan is my tyd op 'n 1-tot-1 ratio. So waar ek eerder wil wees is om my tyd op 'n 1-tot-20 ratio te hê, so daai leverage, ek het 20 ander mense wat uitgaan om die besigheid te groei en die brand te gaan develop. So wat die fokus skuif vir my moet dan wees, hoe spandeer ek my tyd eerder as om self-employed te wees om dan 'n besigheid te bou. So wat hulle gewoonlik sê is, jy moet nie werk in jou besigheid nie, maar jy moet werk aan jou besigheid. Aan jou besigheid. Jy moet jouself bietjie uit die besigheid uithaal of uit daai dag tot dag se goed wat 'n normale adviseur sou doen en eerder amper 'n CEO tipe rol in jou besigheid dan nou speel. Ja, kyk, daai mindset, ek kan joke dat dit is een van ons baie gesprekpunte, die 4-hour workweek. Dis tipies wat jy weet van Tim Ferriss, is een van die eerste, wel nie eerste, maar een van die baie boeke wat ons al gelees het, en daai is die ding is om te kan, die mindset moet wees om te kan delegeer. Yes. Veral ek dink vir alles jy besigheid begin is dit, weet, ons is so, jy moet chief cook en bottle washer wees, dat jy, maar niemand kan dit beter doen, jy weet, en partykeer moet jy die vraag vra, so, hier's 'n voorbeeld byvoorbeeld wat nou lekker werk. Die persoon het gesê, ja, maar ek kan nie, ek moet die finansiële state doen. Sê ek, die vra die persoon, maar hoekom moet jy die finansiële state doen? Nee, want net ek doen het reg. En die vraag was, okay, maar wat? Hoe weet jy dit is reg? Nee, as ek hierdie inkomste staat sien en ek kan dit en dit sien, dan weet ek is reg. Toe sê die persoon, maar dat is het maklik. Maak net seker die finansiële persoon wat jy kry, het daai output van die inkomste staat wat hulle vir jou, of hierdie rapport wat hulle vir jou stuur elke Vrydag, dan weet jy die funksie is reg gedoen. Ja. En dis waar jy die mindset shift moet doen om te sê, weet, baie keer dink jy jy kan alles doen, en dis gewoonlik so. Partykeer wat ons mis is, daar's actually iemand wat dit wat jy dink jy het goed gedoen, net soveel beter kan doen, want dis wat hulle doen. En dis waar jy partykeer die geleentheid mis in terme van jou besigheid groei, is om te sê, don't let go, en jy kan eintlik daai funksie oorhandig aan iemand wat net soveel beter is met dit. En ek dink dan die volgende stap en die belangrikste stap daarin is om die tyd en energie te spandeer om daai persoon te kry en dan die regte tools te gee dat hulle dit wat jy altyd gedoen het, daai funksie oor te neem, maar beter en meer effektief te doen as wat jy dit gedoen het. Veral dink ek as dit in 'n sales environment is of 'n plek waar jy kliënte moet kry. So daar is beter finansiële adviseurs as ek daar buite. Daar's ouens wat dalk meer ure bereid is om in te sit. So my hoof fokus as 'n besigheidseienaar versus 'n self-employed is om daai mense te gaan soek en hulle te gaan aanstel. Maar dan bring dit my op die volgende punt is, wie is dan my kliënte? So wie moet ek gelukkig hou en waar moet ek my tyd en energie spandeer? So ek het al so ruk terug het ek en Jacques die gesprek gehad en toe het ek vir hom gesê, in my besigheid is my kliënte is die mense wat vir my werk. Dit is die ouens dit is die extension van my arms of van my as Boerfin, en dit is die beeld wat ek al buite van Boerfin sit, is die mense wat ek aanstel en hulle moet help aan hierdie beeld bou.
maar hulle moet geskiel bly en hulle moet gelukkig bly en dit is dan hoe ek die skuif kan maak van self-employed na besigheidseienaar. So ek net dat die ouens nou nie jy praat van makelaars, so dis nou nie jou admin tannie nie. O, yes, Wel, dit ook, maar dis die makelaars is jou is ouens waarna jy verwys, nee, is jou. Ja, so die makelaars is my kliënte. Hulle kry dan nou weer nuwe kliënte. Hulle bou nou 'n boek en daai kliënte wat hulle kry is dan nou Boervin se kliënte. Maar my as die besigheidseienaar se kliënte, die mense wat ek moet bel op hulle verjaarsdag en seker maak daar's koekies en daai gelukkig hou. Hulle koop bier. Ja, dit is codename is cookies. ons het so koekies. Ek gaan dit nou weggee, maar ons het so codename daarso. 'n Boervin cappuccino. Dit is 'n bier en 'n koffiekoppie. Dit gebruik jy in 'n Zoom meeting. Hy het so skypie bo op. 'n Boervin cappuccino. Net Van ver af lyk hierdie selle. Ja. Maar hy het nou gesê as hy so wyntjie laat, dan maak hy net seker die deur squeak. So ons hoes ook maar as jy die blikkie oopmaak. Mes gehoes. Maar in elk geval ja, so my werk is om te seker te maak daar is Boervin cappuccino's en die ouens kan hulle werk doen. En dit is 'n groot mindset skuif van om kliënte te soek wat die geld inbring, maar nou sit jy iets tussenin wat eintlik jou kliënt is en dan kan jy eksponensieel jou besigheid laat groei oordat jy leverage met ander mense se tyd. So hierso, sorry, maar Ja, dankie. Wel, dit is bietjie soos om 'n ekosisteem te skep vir daai bates van jou. Sê my bate is nie meer die ou wat die laaste wat die premie betaal per maand nie. Dis die ou wat dit verkoop en vir daai persoon om te sê ja, ek wil 'n Boervin makelaar word, is die vraag goed, what's in it for me? Hulle wil nie jou droom kom bou nie. Hulle wil hulle droom kom bou. En selfs dit wat Jacques sê van die admin tannie, die feit dat jy die admin tannie betaal en sê don't you worry about that. I've got this. Kom jy in, op Vrydag is daar bier, wat ook al jy nodig het om lekkerder en beter te werk, ek sorg vir dit. Want as ek op my eie was, sou ek al daai goed self moes doen en dit sou my effektiwiteit van my individuele makelaarry belemmer het deurdat ek soveel sideshows moes entertain. Maar nou dat ek in hierdie ekosisteem inkom, dis soos wat hulle sê, as jy 'n vistank het, die visie word nie siek nie, die water is vuil. Maak die water, gee die visie kos, die regte kos, maak die water skoon, en die visie sal lewe en hulle sal aanteel en al daai goed. So, dit is 'n bietjie dieselfde met hierdie, dat jy eintlik daai ekosisteem skep. Maar aan die ander kant hoor ek ook, dat dit wat jy sê van om aan die besigheid te werk en nie net in die besigheid nie. Aan die een kant voel dit soos ek kyk met die chopper vlieg en sy engine service terwyl ek besig is. Maar ek dink dit is 'n baie hoër vlak van insig as net, ek weet daai Stephen Covey, ek dink hy seun het daai boek geskryf van 4 Disciplines of Execution. En dit is so kragtig daai analogy wat hy gebruik. Hy sê dis die dag tot dag lewe is 'n warrelwind. En dan het ons big hairy audacious goals. En die warrelwind waarin ons die hele dag vassit is die grootste vyand. Dit keer dat ons actually ons belangrike maar harige ambisieuse doelwitte kan bereik. Want nog 'n dag is verby, nog 'n dag is verby, nog 'n dag is verby en daai doelwit het nie gebeur nie. En die hele ding van daai boek is om te sê, maar hoe identifiseer ons daai 1 of 2 top prioriteite wat ons doodseker moet maak? Ons kom uit die warrelwind uit nou en dan en ons werk aan hierdie komponent van die besigheid. Anderster gaan ons nooit enige noemenswaardige doelwitte bereik wat nie met ons gebeur nie. Yes. Ek dink iets wat ook belangrik is om te verstaan en soos wat jy gesê het is
as ek nou, makelaars is nou vir my die maklikste voorbeeld oor dat dit is waarmee ek dag tot dag dan nou werk. So, elke makelaar moet 'n waardeproposisie skep om te sê daar's baie makelaars daar buite. Hoekom ek? Hoekom wil jy as die kliënt met 'n spesifieke makelaar besigheid doen? En net so word daai selfde ding gechannel na my toe, wat dan nou net basies 'n bietjie verder in die funnel is ek moet 'n waarde skep by my besigheid wat beter is as ander besighede, sodat ek die beste mense kan lok na my besigheid toe. Want soos jy sê, hulle werk nie vir my om my te verryk nie. Hulle werk by my want ek gee vir hulle meer geleenthede as ander plekke. Om self te verryk. Presies. So dit is iets wat mens baie moet op fokus, en ietsie wat ek altyd of baie tyd en energie aan spandeer is om juist die plek te skep en ekstra strome van inkomste te probeer create, om te sê, goed, jy, by enige plek is hierdie die 2 goedes wat jy gewoonlik 'n paar rand uit kan maak, maar kom ek skep vir jou nog 2 of 3 ander potensiële strome van inkomste. En dan die laaste ding wat ek dink belangrik is, as mens is om te fokus, 'n niche te hê. Net soos wat 'n salespersoon beter verkoop in 'n sekere mark, so moet ek ook fokus. Ek was al by 'n besigheid betrokke wat anything goes. As jy min of meer able-bodied is en jy lyk asof jy iets kan verkoop, dan stel ons jou aan. En dit werk nie. Dit is nie die ideale manier nie. So ek dink om 'n niche te skep. Wel, ek kan met daai vir enself, en ek het dieselfde konsep gehad met real estate agency wat ons gehad het, wat jy moet gaan agente soek. En hoe ek, ons het gepraat nou oor die coffeeshop wat jy net gaan oopmaak, hoe ek gedink is 'n goeie idee. So ek het ook gedink daar is 'n goeie idee, maar as ek van corporate afkom, ek kom met 'n ander mindset as wat ek gedink het hoe die real estate agencies werk. Ek het gedog, okay, nee, hulle stel hulle tentoon hulle self as professioneel en hulle gaan meer so intoe. Maar effektiewelik is dit net, jy het 'n groot, eintlik die myn mamma en die ander wat rondom haar klak. So, dis 'n ander dinamika wat jy eintlik moet uitfigure versus as jy 'n employee aanstel. So mens moet dit onthou, die tipe besigheid soos daai, weet makelaars ook. As jy 'n independent income generating persoon aanstel, is die groot core focus meer op sekere goeders om hulle te enable en hulle te measure en hulle te wys en te coach, versus waar as jy die admin dan nie aanstel, is dit vir 'n spesifieke funksie en sê dit. Yes. En so ja, dit is 'n mindset shift om te sê in terme van jou recruiting strategy. Dis verskillende tipe mense wat jy kry en dan om te sê soos daai, moenie net 'n able body kry nie, want daar's 'n spesifieke dinamika wat jy nodig het om ten einde te groei, want 'n verkeerde aanstelling in so 'n geval steel meer van jou en jou tyd en goeders, as om 'n bietjie langer te wag en die regte persoon te kry. Dis 'n eksponensiële effek in jou maatskappy. As jy nou dink met jou 20 makelaars, gooi die verkeerde persoon in die mix en is toksiek vir jou organisasie. En dit vat ten minste 'n jaar omtrent wat dit vat om daai persoon weer uit te kry en te laat besef om al van die rand af te skrop. Ja, dit sit jou baie terug. So daai, ek het 2 gedagtes. Ek wil net vinnig by daai voorbeeld aansluit. Ek het 3 gedagtes hier, maar ek kan nie almal deel nie. Die een wat vir my interessant is ook, is die outsource versus in-house. Ek wil ek wil bietjie kyk of ons dit kan unpack volgende week. Wanneer outsource jy, wanneer betaal jy salaris? En dis vir my 'n fascinerende konsep. En ek kom gee hoekom ek sê dis actually so a can of worms. John Deere is besig om alles in-house te develop. Case het strategiese partners. Dis is 'n Formule 1 span. Ferrari is Ferrari, Mercedes. Aston Martin het 'n Mercedes engine. Haas het 'n Ferrari engine. So wie's beter af? McLaren dieselfde. McLaren het ander engines oor die jare. So jy werk so waar is jy beter? Is jy in-house versus outsource, soos wat Jack Welch gesê het, die legendariese CEO van General Electric. Your back office is someone else's front office.
So ek wil amper vir jou sê, as jy recruitment begin praat, wil ek vir jou sê, ek dink amper die soek vir moeilikheid as jy het nie wil outsource na daai recruiter toe, wat alhoewel hy 15 of sy 15% van die basic salary vat, wat die average going rate is, hulle neem die verantwoordelikheid en hulle moet versigtig gaan soek, want as daai ou dat is, dan vat hulle die gevolge van 'n swak kandidaat en nie jy nie. So in elk geval, so daai is net vir my baie goeie voorbeeld van waar jy genoeg op die punt en ek stem met jou saam, recruitment agency is specialiste in wat hulle doen. In ons industrie het ons nog nooit sukses met hulle gehad nie. Ons het al hordes van hulle probeer, maar ons kry ons industrie is amper meer jy moet eers iemand trust. Jy moet amper 'n makelaar wees wat dan vir jou recruitment agency geoopmaak vir die makelaars. Dis amper jy moet die game verstaan. Dis nou weer 'n strateeg. Jy daai teoreties versus jy ken die industrie. Ja, so dit is my rol amper op hierdie stadium is om 'n recruitment agent basis te wees. Mens kan dit net imagine, want ek weet nie, ek is glad nie expert in presies hoe doen hulle goed nie, maar ek is van die indruk dat die recruitment proses werk tipies so. Ons kyk na dit wat jy vir ons gee, score dit, en dan praat ons verder. Bedoelende, ons kyk na al jou highlights reel. Ons kyk nie eintlik na hoe jy dit reg gekry en wie is jy en wat's tussen die lyn, en ons sê okay, kwalifikasies, experience, okay, het lyk goed, cool, kort lys, praat. Yes. En baie kere daar's 'n baie persoonlike aspek van mense wees wat nie altyd uit 'n CV uitstaan nie, en wat mens baie maklik die verkeerde mense kan laat uitskakel. Ek dink Lo seker die eerste voorbeeld, want om Lo te gaan swat het 'n super lae dink ons M-telling was soos 12, ek weet nie of julle onthou M-tellings, maar ek dink soos uit 30 is dit maar 12, so het vat nie veel nie, maar jy val gewoonlik maar uit, want het raak moeilik, maar om Lo te gaan swat, vat nie baie veel nie, so, en dan nog baie ouens wat Lo geswat het deurgeskuur en, jy weet, 50s en so gekry, maar dan is dit iemand wat baie kere later, wanneer hulle eers in die praktyk is, flippend, skiet al die ligte uit. Amazing. Glad nie akademiese mense nie, glad nie, maar hulle vang die job, hulle kry die job gedoen, en praat nie eers van om 'n besigheid op te bou, wat ons eintlik oor praat nie, maar ek dink net dat mense al baie maklike fout kan maak, om party mense te vinnig op hulle baadjie te takseer, en te dink, ag nee, ek kan sien, as jy daai tipe goed reg kry, is jy definitief die een vir ons. En dis net nie al nie, is dit. Maar ek dink dis deel van die strategie, is, omdat jy nou so fokus op hierdie recruitment, is om te sê, ek weet hierdie ouetjie werk nie, ek weet hierdie tipe persoon werk nie, so die A-kandidaat wat top van sy klas is, wat typies by 'n ander blou company gaan werk vir hulle, maar ons het hierdie strategie, en dis ons kliëntebasis engage nie met daai persoon nie. Yes. En ek dink amper ten slotte die een ding wat ek dink die belangrikste besluit wat mens moet maak is wanneer mens daai skuif maak van self-employed na besigheidseienaar toe, is dit belangrik om daai verantwoordelikheid te aanvaar en te verstaan dat jy verantwoordelik is om waarde te skep en om tools te gee en die mense toe te rus met die regte kennis en opleiding om hulle kanse vir sukses daar buite so hoog as moontlik te maak, en dit is absoluut jou verantwoordelikheid dan, en die hoofding waarop jy as 'n besigheidseienaar dan behoort te fokus. En nie net te vertrou, dat ek het 'n A-span speler, die A-span speler is betyds, doen oefening op hulle eie, hou hulle mindset in check, doen al die goed wat 'n pro doen. Dit is assumptions, dat is nog steeds mense met behoeftes, en dit fluctuate, en om in touch te bly, is wat ek sê, en om oorsig te hê, en om te weet wat daai persoon uiteindelik doen, nie net te sê, okay, daar gat jy, ek trust jy, moet my nooit uitdoen nie. Sien jou volgende jaar weer. Ja. En laaste ding is, jou job as jy daai skuif maak, om jouself educated te hou, te ontwikkel. Daar's nie 'n HR departement wat vir jou teoretiese 3 dae workshop gaan aanbied nie. Ja. Jy gaan YouTube moet kyk, jy gaan podcast moet luister, jy gaan boeke moet lees, jy gaan jouself moet slim maak, en weer eens jy moet dit gaan toepas. So ek vir jou verlede week vir jou gesê het, wisdom is knowledge
applied. En daar's nie shortcuts nie. Alright, julle met 'n heerlike naweek hê. Dankie Mare, dankie Pew, dankie Wat jy nou? Poepies. Frikkie. Papa D. Pap, klem op pap. Julle met 'n heerlike naweek hê. Ons gesels binnekort weer. Cheers. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.